Kry sielerus met pastoor Martha Klein by die Fontein van Vrede, Sondag 2:00. Goeiedag luisteraars, hartlik welkom by vandag se program. Die tema wat ek vandag met julle wil deel is, laat die berge skuif in 2026. En ons gaan saam ontdek wat geloof is, hoekom dit noodsaaklik is en waar dit vandaan kom, en hoe dit ons verhouding met God, Jesus en Heilige Gees vorm. Ons gaan ook vra, wat is jou berg? En hoe kan geloof dit skuif? So kom ons kop sommer af en dan kyk ons wat is geloof. Geloof is die vaste vertroue en sekerheid dat God se woord waar is, selfs wanneer ons dit nie kan sien of bewys nie. Dis die innerlike oortuiging wat ons verbind met God se beloftes en sy teenwoordigheid. Dit is nie net bloot 'n vaal hoop of 'n wens nie, maar 'n kragtige, lewende oortuiging wat ons hele wese betrek. Geloof is die fundament van ons geestelike lewe en die brug wat ons met God verbind. Dit is 'n dinamiese verhouding waarin ons nie net glo in 'n konsep nie, maar 'n persoonlike vertroue in God self ontwikkel. Kom ons gaan kyk na wat is die belangrike aspekte van geloof. En die eerste een is dan natuurlik vertroue. 'n Vaste sekerheid dat God doen wat hy sê, selfs al sien ons dit nie direk nie. En ons leer van dit in Hebreërs 11 vers 1. Hierdie vertroue is nie blind nie, dit is gegrond op God se karakter en sy historiese dade. En dan die tweede aspek is dan afhanklikheid. 'n Houding van nederigheid, waarin ons erken dat ons nie op ons eie krag kan staatmaak nie, maar afhanklik is van God se krag en leiding. En ons lees daarvan in 2 Korintiërs 5 vers 7. Dit beteken om ons eie vermoëns los te laat en God se wil bo ons eie wil te stel. Die derde aspek van geloof is verhouding. Geloof is die brug waardeur ons God leer ken en hom ervaar. Dis 'n lewende persoonlike verhouding waarin ons hom vertrou en gehoorsaam. En ons lees van dit in Johannes 1 vers 12. Hierdie verhouding groei deur gebed, die woord en die werking van die Heilige Gees. Die vierde aspek van geloof is, die regverdige sal deur geloof leef. En ons lees van dit in Habakuk 2 vers 4. Geloof is nie net 'n intellektuele aanvaarding nie. Dis 'n krag wat ons lewe transformeer en rig op God se wil. Dit bring hoop, vrede, volharding in moeilike tye. Hierdie aspekte wys dat geloof 'n komplekse, maar pragmatiese realiteit is, wat ons daaglikse lewe en ons ewige bestemming beïnvloed. As ons dink aan geloof, dan dink ons aan Abraham en Sara. Abraham se verhaal is een van die mees kragtige getuienisse van geloof. God het vir Abraham beloof dat hy die vader van 'n groot nasie sal wees, al was hy en Sara oud en kinderloos. Abraham het God geglo en dit is vir hom tot geregtigheid gereken. Jare het verbygegaan sonder dat die belofte vervul is. Maar Abraham het steeds vasgehou aan God se woord. Uiteindelik, toe dit menslik onmoontlik is, het Sara 'n seun gebaar en sy naam was Isak. Hierdie verhaal wys dat geloof is nie net hoop nie. Dit is 'n lewende vertroue dat God sy belofte sal nakom, selfs teen alle menslike logika. Sonder geloof kan ons nie die volheid van God se plan ervaar nie. Want geloof is die manier waarop ons hom ontmoet en sy werklikheid omhels. Geloof is die fondasie van hoop,
Dit gee vir ons die vermoë om vorentoe te kyk, selfs wanneer ons omstandighede donker is. Hoop sonder geloof is net 'n wensdroom. Geloof maak hoop 'n lewende verwagting. Ons dink dat Abraham het geglo dat God 'n nageslag sal gee. Al was sy liggaam en Sara se liggaam so goed soos dood. Wanneer ek en jy deur 'n krisis gaan, herinner geloof ons dat God se belofte sterker is as ons huidige pyn. Ons geloof word gevoed deur God se woord. Dis nie selfgesentreerd nie, dit word gebou en versterk deur die woord. Die woord is soos kos vir die siel. Sonder dit verswak geloof. Jesus weerstaan die versoekinge in die woestyn deur die skrif aan te haal. Sy geloof was geanker in die woord. Gereelde Bybelstudie en meditasie is nie opsioneel nie. Dit is die brandstof vir 'n lewende geloof. Ons sien dat geloof is die middel waardeur ons God se redding ontvang. Redding is nie 'n gawe nie, dis nie 'n prestasie nie. Geloof is die hand wat die gawe ontvang. Dit beteken dat ons nie kan roem op ons werke nie. Geloof plaas alle eer by God. Die moordenaar aan die kruis het niks gehad om te bied nie, maar deur geloof het hy Jesus se belofte van paradys ontvang. Ons moet leer om te rus in God se genade en nie net in ons eie pogings nie. Geloof help ons om te leef volgens God se waarheid. En ons lees dit in 2 Korintiërs 5 vers 7. Die Christelike lewe is 'n reis van geloof, nie van sig nie. Ons word geroep om te vertrou op God se waarheid, selfs wanneer dit bots met ons kultuur of ons gevoelens. Dink vir 'n oomblik aan die dag toe Noag begin het om die ark te bou. Daar was geen reën in sig nie. Hy moes eers die ark bou. Sy geloof het hom laat leef volgens God se waarheid. Geloof gee vir my en vir jou die moed om eties en regverdig te leef, selfs wanneer dit ons iets kos. Geloof is die sleutel tot effektiewe gebed. Gebed sonder geloof is net woorde. Geloof maak gebed 'n kragtige ontmoeting met God. Geloof en gebed beteken dat ons God nie manipuleer nie, maar dat ons hom vertrou volgens sy wil. Ons dink aan Elia wat bid vir reën na die droogte. Sy geloof maak daardie gebed effektief. Wanneer ek en jy bid, moet ons glo dat God luister en dat hy kan doen wat hy beloof het. Geloof is sekerheid, voeding, redding, lewenswyse en gebedskrag. Sonder geloof is ons geestelik leeg. Met geloof is ons vol hoop, waarheid en krag. Geloof kan nie 'n teologiese konsep wees nie. Dit moet die lewensritme wees wat elke dag geleef word. Geloof is die kern van ons verhouding met God. Dis nie opsioneel vir 'n Christelike lewe nie. Dis die fondament waarop alles rus. Van die Ou Testament tot die Nuwe Testament sien ons dat geloof is die kanaal waardeur mense God se beloftes ontvang en sy teenwoordigheid ervaar. Abraham se geloof en Habakuk se verklaring vorm die ruggraat van die Nuwe Testament perspektief. Die regverdige sal deur sy geloof lewe. Redding is 'n gawe van genade en geloof is die instrument waardeur ons dit ontvang. Redding beteken dat God ons verklaar regverdig, nie op grond van ons werke nie, maar op grond van ons geloof in Christus. Paulus gebruik Abraham as model. Hy het God se beloftes geglo en dit het hom in geregtigheid gereken. Ons hoef nie te probeer verdien wat God reeds vrylik vir ons gee nie.
Geloof laat ons rus in sy genade. Die geloofshelde van Hebreërs 11 wys dat geloof nie net begin nie, maar ook volhou. Geloof dra ons deur beproewinge, vervolging, onsekerheid. Moses kies om eerder saam met God se volk verdruk te word, as om die plesier van Egipte geniet. Sy geloof gee vir hom daardie volharding. Ons word geroep om te volhard, selfs wanneer die pad lank en moeilik is. Geloof hou ons oë op die belofte van God. Geloof maak gebed kragtig effektief. Dit word 'n ontmoeting met God. Jesus leer dat wanneer ons bid, moet ons glo dat ons ontvang wat ons vra. Dit is 'n uitnodiging tot vertroue. Dink aan hoe Hanna gebid het vir 'n kind en sy het geglo dat God haar gebed sal verhoor. Haar geloof bring haar tot lof voordat sy die antwoord sien. Ons gebede moet ook so deurdring word met geloof. Nie in ons eie woorde nie, maar in God se karakter. Geloof is nie die begin van Christelike lewe nie, dis 'n lewensritme van 'n mens wat in Christus gewortel is. Sien hoe Paulus bid dat gelowiges deur geloof gewortel en gegrond in liefde sal wees. En Paulus self leef in 'n voortdurende afhanklikheid van Christus. Hy sê ek leef, maar nie meer ek nie. Christus leef in my. Geloof is die manier waarop ons elke dag in Christus wandel, sy krag ontvang en sy liefde uitleef. Geloof is die bron van hoop en vrede, omdat ons verbind met God van hoop. Wanneer ons glo, vul Heilige Gees ons met oorvloed van hoop, wat nie deur omstandighede bepaal word nie. Paulus skryf hierdie woorde terwyl hy self deur vervolging en swaar kry gaan. Sy geloof gee hom vrede te midde van chaos. Geloof bring innerlike stabiliteit wat die wêreld nie kan bied nie. Dit gee vir ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Geloof is die kern van ons verhouding met God. Maar dit is belangrik om te weet waar kom geloof vandaan. En die Bybel wys vir ons duidelik dat geloof nie uit ons eie krag of prestasie spruit nie, maar dat dit 'n geskenk en 'n werk van God is. Ons gaan 'n bietjie 4 bronne ondersoek: die woord van God, die gawe van God, Christus self en die Heilige Gees. Die eerste een, geloof, kom deur die woord van God en ons lees van dit in Romeine 10 vers 17. En daar sê Paulus vir ons, geloof kom dus deur die gehoor en die gehoor deur die woord van Christus. Die woord is dus die saad van geloof in ons harte wat ontkiem. Sonder die woord is daar geen grond vir geloof nie. Toe Petrus op die water loop, het hy dit gedoen op grond van Jesus se woord, kom. Die woord het geloof gebring. Gereelde blootstelling aan die skrif is noodsaaklik. Elke keer as ons die woord hoor of lees, plant God nuwe geloof in ons. Die tweede een, geloof is 'n gawe van God, en ons lees van dit in Efesiërs 2 vers 8. Paulus beklemtoon dat geloof nie uit onsself is nie, maar 'n gawe van God. Dit beteken dat geloof nie 'n prestasie is nie. Dit is nie iets waarop ons kan roem nie. Dit is 'n geskenk wat ons net nederig kan ontvang. Dit verwys na daai moordenaar aan die kruis wat geen tyd gehad het om enige werke te doen nie. Hy kon nie sy redding regverdig nie, maar God het hom die gawe van geloof gegee om Christus te erken. Ons kan nie geloof afdwing nie, ons kan dit net ontvang. Dit bring nederigheid en dankbaarheid. Die derde
aspek is Christus is die leidsman en die volleinder van geloof. Volgens Hebreërs 12 vers 2. Christus is die beginpunt en ook die voltooiing van ons geloof. Hy lei vir ons in geloof en hy bring vir ons tot volmaaktheid. Ons kyk na hom as 'n voorbeeld van volmaakte vertroue in Vader. Hy het die kruis verduur, omdat hy die vreugde voor hom gesien het. Jesus se gebed in Getsemane, nie my wil nie, maar U wil, toon sy volmaakte geloof. Ons geloof is ook nie selfonderhoudend nie. Dit moet voortdurend op Christus gerig wees. Hy hou ons geloof lewend en bring dit tot vervulling. Die 4de punt is, geloof is 'n vrug van die Heilige Gees. En ons lees dit in Galasiërs 5 vers 22. Geloof is nie net 'n geskenk nie. Dit is ook 'n vrug van die Gees in ons lewens. Dit beteken dat geloof nie staties is nie, dit ontwikkel en verdiep, soos wat ons in die Gees wandel. Die disippels het na Pinkster 'n nuwe diepte van geloof gekry. Hulle het met vrymoedigheid verkondig en wonderwerke gedoen. Ons moet die Gees toelaat om ons lewens te vorm. Hoe meer ons in die Gees leef, hoe meer groei geloof as 'n vrug. Ons kry dus nie geloof uit onsself nie, maar uit God se woord, sy gawe, Christus se werk en die Gees se vrug. Dit wys dat geloof 'n goddelike geskenk is, wat ons hele lewe vorm. Ons rol is om oop en ontvanklik te wees, om daardie woord te hoor, om Christus te volg, en om die Gees toe te laat om ons te verander. Ons lees in Matteus 17 vers 20, waar Jesus sê, selfs geloof, so klein soos 'n mosterdsaadjie, sal berge kan versit. Die berg verteenwoordig daardie struikelblokke, daardie uitdagings en daardie onmoontlikhede in ons lewens. Jou berg kan wees daardie persoonlike stryd waarmee jy worstel, vrees, twyfel, skuldgevoelens, dalk jou omstandighede, finansiële druk of siekte, probleme in verhoudinge, dalk het jy geestelike hindernisse, waar jy sukkel met ongeloof en sonde, gebrek aan hoop, dalk miskien is jou berg roeping en visie, 'n groot taak wat net te groot lyk. En hoe skuif ons hierdie berg? Deur vertroue in God se krag, gebed en afhanklikheid, volharding en getuienisse. Ons dink aan Dawid en Goliat. Goliat was 'n berg, maar geloof het hom laat val. Ons dink aan Paulus. Sy doring in die vlees het hom geleer dat God se genade genoeg is. Jou berg kan ook skuif deur geloof, omdat dit jou verbind met God se onbeperkte krag. 2025 was dalk 'n jaar van berge, uitdagings en swaar laste. Tog het dit vir jou geleer om jou oë op God te hou. Geloof, al is dit so klein soos 'n mosterdsaadjie, is genoeg om berge te verskuif. En daarom kan ons met vasberadenheid ingaan in 2026. Jy gaan nie terugdeins nie. Jy gaan jou geloof gebruik. Jy gaan hoop en vreugde dra. 2025 het jou berge gewys. 2026 is die jaar waarin jy met geloof en vasberadenheid daardie berge gaan skuif. Jou storie word 'n getuienis dat God se krag in jou swakheid volmaak is en dat geen berg te groot is vir een wat glo nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Papa,
U was ons toevlug in 2025, toe die berge voor ons gestaan het, hoog en swaar en soms onmoontlik. Tog het U ons geleer om ons oë op U te hou, en ons het ontdek dat geloof, selfs al is dit net 'n klein mosterdsaadjie, genoeg is om berge te skuif. Here, nou staan ons hier aan die begin van 2026. Ons kies om nie terug te deins nie, maar om vasberade te leef in geloof. Ons vra dat U ons geloof sal versterk, dat U ons sal vul met hoop, en dat ons U vreugde sal uitstraal in hierdie wêreld, wat soms so donker is. Laat ons wandel in U waarheid, gewortel in Christus, volhard deur die krag van die Heilige Gees. Maak ons lewens 'n getuienis van U krag, in ons swakheid volmaak is, en dat geen berg te groot is vir die een wat glo nie. Here, gee vir ons die moed om elke uitdaging van 2026 met geloof te ontmoet, die wysheid om U wil te onderskei, en die vreugde om U naam te verheerlik. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.